Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal volgende diens. Lekker om julle almal te sien. Ek hoop is lekker om hier te wees. Het is gelukkig nie warm vandag nie. So wees dankbaar. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, ons is by die eerste tema van ons reeks en julle weet dan die Bybelstudies gaan dan die week ook begin rondom dieselfde tema. Ons spreek dan nie dieselfde tekste nie, maar ons probeer by die temas ook hou. So, ons het nou die liedjies gesing. Dankie Heer dat U by my bly. Die vraag is, as ek dit sing, besef ek glo dit is waar en dan God is hier teenwoordig. As ek die woorde sing, is dit vir my dat ek regtig glo God is hier teenwoordig, of is dit iets wat ons sê, maar nie regtig glo in ons hart nie. Nou vanoggend gaan die diens gaan rondom God se teenwoordigheid. Dit gaan oor God wat by ons is. En die vraag is, of is dit regtig glo, of nie. Nou vanoggend se stukkie as wet, ek lees dit meer van die pas op die preek aan, dit kom uit Psalm 100 uit, en dit gaan oor die Here wat sy skape versorg. Kom ek lees julle, daar staan, die hele wêreld moet die Here loof en aanbid. Dien hom met vreugde, gaan na hom toe, sing vol blydskap en opgewondenheid, jubel dit uit, dat die Here op die enigste God is, die Here het ons gemaak, elkeen van ons behoort aan hom, ons is syne. Ons leef elke dag uit sy hand. Die Here sorg vir ons, net soos 'n skaapwagter sy skape versorg. Ons kan nie sonder die Here se goedheid klaarkom nie. Die Here. Net tot sover. So, baie dinge wat uitkom, loof en aanbid, vreugde, opgewondenheid, blydskap, maar dan die beeld van ons is sy kudde, ons is sy skape en hy versorg ons. En die vraag is, beleef ek dit daagliks dat die Here vir my sorg, dat hy my lei, dat hy my bewaar. Ons leef elke dag uit sy hand. Hoe wonderlik is dit? En as wet om vanoggend, hy sê, dien hom met vreugde, en aan die einde sê hy weer, dien die Here. Dat ons weer met volle harte die Here sal dien. So ek gaan vra dat ons sal stil word kortliks, en ek gaan vra dat jy vir die Here sal vra ook, dat hy jou sal help, dat jy sy sorg as herder sal beleef, dat jy sy nabyheid sal beleef, en ook dat sy Gees in jou hart sal werk, dat hy jou sal aanspoor om hom voluit te dien. Kom ons sluit ons oop. God het ons nou vrygespreek deurdat ons glo. Daar was daar nou vrede tussen ons en God, deur ons, deur Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit ons oop, dat doen ons saam bid. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie, dat ons vandag vir U kan stil wees. Here, ons dankie vir die voorreg om te kan loof, om te kan prys. Here, ons dankie vir die voorreg om in die teenwoordigheid te kan wees. En Here, dat ons vanoggend net ietsie van U naby kan beleef. Liewe Here, ons gebid vandag, Here, dat die Gees op 'n spesiale manier in ons harte sal werk, dat ons, Here, Baas, vandag in die woord gaan lees, dat ons die boodskap sal ontvang. En Here, dat ons waarlik vandag sal hoor ook wat U vir elkeen van ons wil sê. Liewe Here, dankie vir die voorreg om U te kan wees. Amen. Ek het die enetjie gehoor, van julle het dalk al gehoor van die twee seentjies. Hulle is soos uitermate stout. Jy weet, so hulle is nou
kom ons sê nou maar 7 en 8, 7 en 9, 2 boeties. Maar oral waar hulle kom, is hulle in die moeilikheid. Die hele tyd in die moeilikheid en die ma, na al die gesukkel by die skool en met die hoof en met almal, besluit die ma, weet jy wat, hulle moet nog iets doen om die kinders 'n bietjie net bomstok te gee. Weet dat hulle skrik, dat hulle regkom, dat hierdie dinge nou kan stop. Hierdie dinge stop en sy vra die predikant moet kom en die predikant moet nou met hulle praat. Maar hulle gaan nou besluit, hulle gaan dit doen 1 vir 1. So, eerst ding wat te doen, hulle kyk die kleiner jonger seentjie en hulle laat hom na die dominee se kantoor aflaai, gaan na die dominee toe. En hierdie seentjie sit in voor die dominee. Maar hierdie dominee se taktiek wil toe wees, jy weet, hy wil nou hierdie laaitjie ons nou stop, jy weet. En hy wil eintlik vir die ouetjie sê, maar God is oral by hom. So dit is nou wat hy eintlik wil sê, dat God by hom is, en dat God nou weet wat hy doen. So hy begin met die vraag, waar is die Here? En hierdie ouetjie se oor rek. En hy raak, jy kan sien, hy raak so 'n bietjie ongemaklik, maar hy sê nie, hoor nie. En die dominee dink hy sê, waar is die Here? Vra hy vir die laaitjie. En hy sien nou maar hierdie laaitjie begin raak nou redelik gered in die binne. Hy begin nou hier rondskuif en hy weet nie wat om te sê nie, raak rooi in die gesig. En toe die dominee weer vir die laaitjie vra, waar is die Here? Toe staan hy al vlieg op in die hart op die kantoor. En almal soek hom en sy ouer boetie wat nou saam met hom stout is, kry hom by die huis waar hy wegkyk in die kas. En die boetie vra hom, jong nou, wat gaan nou aan? Hy sê, jong, die Here is weg en hulle dink ons het dit gedoen. So, ons het almal ken stories rondom dit, maar vir my mooi is van, ons gaan vanoggend praat oor die vraag, waar is die Here? Want iewers het ons al die vraag gekry, iewers is ons al gekonfronteer met die vraag van, maar waar is die Here? Want as ons rondom ons kyk, ek praat nie van die gemeente nie, maar as ons rondom kyk in die land, as ons rondom kyk in die wêreld, dan sien ons baie dinge. Jy weet, jy kan jou koerant oopmaak, jy kan die nuus kyk en dadelik word jy gekonfronteer met hoe rof dit rondom ons is. Hoe sleg dit rondom ons gaan. En dan sien ons praat van korrupsie, ons praat van moord, misdaad, jy weet, slegte dinge wat gebeur, oorlog wat plaasvind, natuurrampe wat plaasvind, en dan vra ons die vraag, maar waar is die Here? Kyk hoe gaan dit rondom ons. Soveel slegte dinge wat gebeur, soveel mense wat korrup is, soveel liefdeloosheid wat heers, soveel haat wat daar is, en dan word ons, waar is die Here? Ons kyk na ons eie lewens, en dan sien ons in my eie lewe, dinge wat fout gaan, dinge wat verkeerd loop, dinge wat sleg is, en dan wonder ek maar, hoekom gebeur hierdie slegte dinge met my? Waar is die Here? Ek het nou op die universiteit een van my baie goeie vriende is in 'n karongeluk oorlede. En 'n ou wat baie goed kon bestuur. En dan vra hy die vraag aan die tyd, maar waar was die Here? Hoekom het dit gebeur? Jy verstaan dit. En vir ons almal, baie van ons het al 'n kankerpad met geliefdes gestap. En dan vra ons maar, hoekom met my geliefdes so swaar? Waar is die Here? Hoekom gaan dit so? Die vraag is, ons sing die Here is by ons lees die Here is by ons, my vraag vanoggend vir jou is, glo jy die Here is by jou? As dit goed gaan, ja, miskien, jy weet, dan glo ons dit, want kyk, alles loop mooi, dis afdraande, jy weet, ek is geseënd, ek het kos, ek het geld, ek het alles wat ek nodig het, dan glo ek, nee, dit gaan goed, die Here is by my. Maar wat as dit sleg? Wat as ek deur finansiële moeilike tye gaan, met my werk, met verhoudings, met konflik, ek gaan weer hierdie moeilike goed, dan vra ek myself, maar, hoekom gaan dit sleg? As die Here dan by my is, moet ek dan nou nie met my goed gaan. Ek bid en ek vra en ek soek, maar omstandighede verander nie. En dan wonder ek, waar is die Here? Wanneer ek my goed gedra en ek doen die goeie dinge, ek leef reg, ek lees Bybel, ek doen Bybelstudie, ek kom kerk toe,
dan kan ek glo die Here is by my, want ek doen mos nie die mooi goed is. Maar wat as ek verkeerde goed doen? Wat as ek nie gehoorsaam is nie? Wat as ek verkeerd optree? Is die Here dan by my? Wanneer ek nie wat gedra het, wanneer ek dalk iemand geskel het, dinge gesê het wat ek nie moes nie, is die Here dan by my? Want soms dink ons, as dit so gaan, of as ek dit doen, dan is die Here by my. Maar as dit so gaan, en ek dit nie doen nie, dan is die Here nie by my. Glo ek vandag, dat die Here by my is. Kom ons lees ons teks, en vandag 'n baie mooi teks wat ons ook gaan lees. Ons lees uit 'n Psalm uit, wat julle hopelik baie goed ken. 73 is een van die psalms wat ek persoonlik baie verlief is. So kom ons lees saam Psalm 73. Ons lees vanaf vers 21 tot 26. Right, julle, kom ons lees saam. Toe ek kwaad vir u was en gevoel het dat u my verontreg, was ek baie dom. Net soos 'n dier sonder verstand, ek het my onnoosel voor u gedra. Gelukkig het u my toe nie alleen gelos. U het my nog nooit alleen gelos. U hou my hand elke dag vas. U sal my op die pad lei waarop u wil hê ek moet loop. Later sal u ook vir my 'n plek daar by u gee, Here. Daar is niemand so belangrijk soos u in die hemel nie, ook nie hier op die aarde nie. U is my hele lewe. Ek wil niks anders as u hê nie. Al gee my kragte in, en al sit ek op moedverlose vlakte, u God is steeds my krag. U is die rots vir wie ek altyd wegkruip, ek behoort aan u vir altyd. Net tot sover. Dit is 'n besondere teks vir my vandag. So, hierdie is 'n psalm van Asaf af. Nou Asaf was 'n aanbiddingsleier, was 'n musikant, was 'n sanger gewees. En Asaf struggle met een groot vraag. Waar is God? En die rede vir sy struggling is dat Asaf sien dat rondom hom sien hy klomp bose mense, klomp mense wat die Here nie ken nie, wat die Here nie aanbid nie, en dit gaan goed met hulle. Weet, geld, alles wat hulle nodig het, alles lyk net goed by hierdie ouens. Hier sit hy en ander wat die Here aanbid en die Here dien, en dit gaan nie so goed. En hy kan nie verstaan nie, maar hoekom gaan dit goed met hierdie slegter is lakies mense, maar dit gaan sleg met ons wat naby die Here leef. En hy worstel met dit. Want waar is die Here? Hoe kan hy dit toelaat? Waar is die geregtigheid? En dan sien ons in die teks dat hy so sterk daar voel, dat hy sê, maar hy het hom sleg gedra teenoor die Here. Hy was so ongelukkig oor die omstandighede, dat hy was kwaad. Hy het soos 'n dier omgedra teenoor die Here. Hy het nie briek gehad nie, en hy het met die Here geworstel. En hy sê dan, toe ek kwaad was, en gevoel het, dat u my verontreg, was ek baie dom, soos 'n dier sonder verstand. Ek het my onnoosel voor u gedra. So erken Here, ek het so sleg en swak opgetree. En nou verwag ons, jy weet, verwag hy het hom so sleg gedra, hy het so sleg opgetree dat, jy weet, die Here het hom nou die rug gedaan. Die Here moes hom nou verwerk, want kind moes sleg gedra het. Maar Asaf kom tot hierdie volgende ontdekking. Hy sê, gelukkig het u my toe nie alleen gelos nie. U het my nog nooit alleen gelos nie. U hou my hand elke dag vas. Asaf ontdek dat gaan dit rof rondom hom,
Selfs wanneer hy soos 'n dier optree, foute maak, sleg optree, kom hy agter maar, hoor mooi, God het hom nie alleen gelos. Dis nie hy wat so wonderlik was nie, nie dat hy dit verdien, maar hy kom agter, God was die hele tyd by hom gewees. God het hom nog nooit alleen gelos. God hou elke dag sy hand vas. So iewers met hierdie besef kom daar verandering by Asaf. En hy vind betekenis in hierdie woorde. In hierdie woorde dat die Here altyd by hom is. En dan sien ons die diepte verander. Dan sê hy, Here, daar is niemand vir my belangrik soos U. U is die belangrikste. U is my hele lewe. Ek wil niks anders as U nie. Hoor mooi, nee? Die ou wat nou nog gekyk het na almal met wie ryk is, met wie dit goed gaan, skielik kom hy met die sê, die Here is by hom, die Here is die belangrikste, die Here is sy lewe, en nou sê hy, ek het niks anders nodig. Ek het mos die Here, kom tot daai besef. En dan sê hy so ver dat hy sê, al gee my kragte in, en al sit ek op moedelose vlakte. U God is steeds my krag, U is my rot by wie ek wegkry, ek behoort altyd aan U. Baie mooi as jy gaan kyk in die teks. Skryf vir Asaf wat kwaad was, wat verontreg was, wat jaloers was, wat ongelukkig was. Hy besef maar, God is altyd by hom. En dan besef hy maar, God is my lewe. God is my alles, ek het vir God, en dis genoeg. Ek gee nie om vir al hierdie ander goed. Ek het vir God. En alles op 'n moedelose vlakte, al gee my kragte, dis oké. Ek het vir God, en ek behoort vir altyd aan hom. Dis 'n diep besef by hom. So wat het verander in Asaf se lewe? Het hy skielik geld gekry? Gaan sy omstandighede beter? Nee. Asaf het 'n ontdekking gemaak dat God by hom is. En dis genoeg. Ons moet dit toepas vandag op onsself. Ek en jy kyk na die wêreld rondom ons en ons sien, dis hof. Sien met mense wat die Here nie ken nie en dit gaan goed met hulle. Ons aan by die Here gaan minder goed met ons. En ons begin met vergelykings, wat gevaarlik is. En dan moet ons tot die besef kom, God is by ons. Ek en jy moet besef dat die Here, let mooi, altyd by ons is. In die teks staan, gelukkig het U my nooit alleen gelos. U hou my hand elke dag vas. So vir my en jou te besef vandag, wanneer dit goed gaan, is die Here by my. Wanneer ek my goed gedra, is die Here by my. Maar ook wanneer ek my sleg gedra, is die Here by my. Ook wanneer dit sleg gaan, is die Here by my. Daai besef dat God konstant altyd by my bly. U hou my hand elke dag vas. Hoor mooi. Die Here kom sê vandag vir jou, hy hou elke dag jou hand vas. Wat 'n wete, wat 'n troos wat ons hier kan bied. So ongeag hoe dit gaan, God is by my en hou vas my hand. Wat is belangriker as dit? En as ons dit besef, om dan verder te gaan en te besef, maar as ek die Here by my het altyd, dis meer as genoeg. U is my hele lewe, ek wil niks anders as U hê nie, al gee my kragte in, en al sit ek op moedelose vlakte, U God is steeds my krag, U is die rots by wie ek altyd wegkry, ek behoort altyd aan U.
dat ons dan soos Asaf moet besef, God is by my, en dit is al wat ons nodig het. Dit is genoeg. Nie geld nie, nie besittings nie, selfs nie gesondheid nie, nie materiële voorspoed nie, maar as God by my is al wat ek nodig het. Julle ken dalk die storieetjie, ek het hom al vertel, van die klasie by die skool. Hulle kry 'n opdrag, hulle moet elkeen 'n teks leer en opsê in die kerk, die gemeente. Pietie kry Psalm 23, jy weet, hy moet hom leer, en Pietie leer Psalm 23, maar hy kry hom nie in die kop. Jy weet, klein seentjie, sukkel 'n bietjie om te leer. Die oggend toe dit sy weer in die kerk is, en hy stap vorentoe, toe sê hy, die Here is my herder, en dis al wat ek hoef te weet. Die Here is my herder, die Here is by my, dis al wat ek hoef te weet. En hy is reg. Ek en jy moet vanoggend net weer besef, God is by my. Ook waar ek swaar kry, ook waar ek huil, waar ek worstel, waar ek sukkel, waar ek op my knieë gaan, ook daar is God by my. Hy hou my hand styf vas. Ek en jy moet vanoggend glo dat die Here ons nooit sal los, ook wanneer ek my sleg gedra. Want ons doen dit. Ons raak kwaad en ongelukkig, en ons worstel met die Here, hy los my nie. Hy bly by my. Daar is die verhaaltjie van die seentjie, sy pa is ateës. En die seentjie, deur sy ma, is hy 'n Christen. En hy is lief vir die Here, en hy gaan kerk. En die pa, om die seentjie nou, hy gaan maak 'n teken waar daar staan, God is nowhere. Sit hierdie banner groot in die huis met die deure op. Want hy wil hê as die seentjie terugkom, moet hy skok en dit sien. En toe die seentjie by die huis kom na Sondagskool en hy sien hierdie banner, smaal hy net so breed. Hy sê, papa, dis wat ons vandag geleer het. God is now here. God is nou hier by my. En dat dit ons lewens moet verryk. Jy weet, ek dink baie keer leef ons, maar ons glo dit nie. God is by my. Hebreërs 13 vers 5 sê, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat. 'n belofte, nooit in die steek laat. Ek wil afsluit met 'n storieetjie wat vir my baie mooi is. Hulle sê, dit is 'n ware storie, ek weet nie, ek het gaan so doen nie. Hulle sê van 'n Russiese gravin wat die Here aangeneem het. En die Tsaar wat in beheer was baie ongelukkig met dit. Hy het haar kom en vir haar gesê, sy moet nou hierdie geloof los. Sy moet dit ontken, sy wou nie, en hy dink hy gaan haar skok, en hy gooi haar vir 24 uur in die tronk. In die slegste, hardste omstandighede, tussen die laagste en bose en misdadigings, en hy los haar daar vir 'n dag. Die volgende dag laat hy haar kom, en hy dink by homself, wat lekker is haar, sy gaan haar dingetjie verander. En sy kom by hom met die grootste glimlag op haar gesig. En dadelik is hy op kant gevang. En hy sê vir haar, ontken hierdie geloof van jou. En sy sê, haar woorde, ek het meer vreugde geken in 24 uur in die tronk saam met die Here, as in 'n leeftyd in die howe van die Tsaar. Meer vreugde in 'n dag saam met die Here, as in 'n leeftyd sonder hom. Vandag, om af te sluit, God is by jou. In alle omstandighede. En hy sal jou nie los, en hy is genoeg. Amen. Kom ons sluit ons.
Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag voor U kan stil is. Here, dat ons vandag hierdie boodskap kan ontvang. Here, U weet dat het baie geswaag gaan. Here, dat ons baie gesukkel. Here, dat ons baie deur die vraag vra waar U is. Maar Here, dat ons vandag weer tot hierdie selfde skot om ons asem van kom. Here, dat U nog altyd by ons was en dat U altyd by ons sal bly. Here, help ons deur die Gees dat ons altyd hierdie beloftes sal vat en dat ons daarin sal glo. Here, dankie dat U by ons bly. Here, dankie dat U ons pas. Ook deur die swaar, ook deur die seer, ook deur die kere waar ek my swak gedra. Here, U bly getrou aan ons en daarvoor dank ons U vandag. Here, wees met elkeen van ons. Help ons om van die teenwoordigheid bewus te word en Here, mag U ons gemeente lei dat ons saam met U sal staan elke liewe dag. Ons bid dit Heer in U groot naam alleen. Amen. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te bewaar. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Gees. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.